Kom ons kyk 'n bietjie na Jakobus 5, vers 4 tot 6. Jakobus sê, ja, julle hou die loon agter van die werkers, wat julle lande afgeoes het. Dit skreeu ten hemel. Die geroep van die wat geoes het tot by die Here, die Almagtige gekom. En dan kom hy by vers 5. Nou goed, miskien net sê, vers 4 is 'n baie duidelike aanklag teenoor werkgewers, wat werkers nie reg en goed behandel nie. En Jakobus sê, die Here weet daarvan. Hy is bewus dat ons dit soms doen. Dan kom hy en hy gaan verder en hy sê, van vers 5 af, hier op aarde lewe julle in weelde en oordaat. Julle smil na hartelus. Met ander woorde, daar's mense wat dit geniet, om werkgewers te wees, om werkers te hê wat aangaan terwyl die werkgewer smil, na hartelus en weelde en in oordaat lewe. Maar dan sê hy, mense doen dit, terwyl die slagdag reeds daar is. Interessant, hierdie term kom eintlik nie baie in die Nuwe Testament veral voor nie. Dit verwys na die dag van veroordeling, die dag wanneer daar rekenskap gegee moet word oor dan onder andere hoe ons as werkgewers, werknemers behandel het. Hy sê verder in vers 6, julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teenstand nie. Dit is so maklik vir iemand in 'n magsposisie om eenvoudig ander te verneder, selfs te veroordeel, en ons weet, dit vind in Suid-Afrika vandag plaas. Mense, onskuldige mense, word vermoor, sodat die wat in posisie is, daardeur bevoordeel kan word. Dis skandalig. En ek dink ons moet hierdie selfde gedagte ook van toepassing maak op die omstandighede wat ons rondom ons sien. Ons weet, dit kom by die Almagtige. Die geroep van hierdie mense kom by die Almagtige. En ons weet, die slagdag, die einde, is reeds daar. En ek dink nie ons behoort deel van die mense te wees, wat die slagdag vrees nie. Kom ons doen goed. Kom ons wees goed. Kom ons doen wat God self sou gedoen het. Wat Christus sou gedoen het, indien hy hier was op aarde, saam met ons. En wat ons doen, deur die werking van die Heilige Gees. Loop mooi.